Goeiedag, Psalm 85 vers 7, sal u ons nie weer lewend maak, sodat die volk in u kan bly wees nie. Hoor hoe stel die boodskap Bybel dit. Help ons om weer nie te begin lewe, sodat u kinders vrolik en bly kan wees. Niemand kan in ons lewendig maak, behalwe die Here. Hy het die werk van ons lewendigmaking begin, en hy sal dit volbring. Maar onthou, die Here doen dit deur middele, en een van hierdie middele is gebed. My siel kleef aan die stof, maak my lewendig na u woord. Seën u knegt, u diensmaagd, dat ek kan leef en u woord bewaar. Die Here kan ons vir 'n tyd voor sy troon laat wag. En hierdie gewag kan ons smart aandoen en neerslagtig maak, want ons wil mos alles dadelik gedoen hê. As ons egter vurig na geestelike herlewing verlang, sal dit ons aanspoor om des te vuriger om die seën van nuutmaking te bid. Laat ons gebed wees, sal u ons nie weer lewendig maak nie, sodat die volk kan bly wees in u. Ek is baie bedruk, Here, maak my lewendig na u woord. Wanneer die Here ons vurig en lewendig maak in sy werk, versterk hy ons geloof, verlewendig hy ons hoop, die hoop wat nie beskaamd maak nie, en ons liefde sal ontvlam. Ja, dan maak hy ons nederigheid dieper en vuur hy ons ywer aan deur die Heilige Gees om voortaan getrouer te werk tot sy eer en tot bevordering van sy saak. Sy ontferming is groot, sy genade kan alles doen. Laat ons aanhou bid tot hy ons weer lewendig maak. Die Here sê in Jesegiel 36 vers 25 tot 27, dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word van al julle onreinhede en van al julle drekgode sal ek julle reinig. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle my insette wandel en my verordeninge onderhou en doen. En Jesus nooi ons uit in Johannes 7 vers 37 tot 39, wanneer hy sê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo. Want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Verder het Jesus gesê in Matteus 5 vers 6, salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. En Paulus gee vir ons die definisie van die vrug van die Gees in Galasiërs 5 vers 22. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, langmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En Jesus het gesê dat hy gekom het, sodat ons lewe in oorvloed kan hê. In Johannes 10 vers 10, ek het gekom, dat hulle lewe in oorvloed kan hê. O Heilige Gees, ons nooi U uit om in ons te kom woon, sodat ons dors geles kan word. Gee aan ons die lewende water en die vrug van die Gees. Verander ons denke en help ons om ons daaglikse taak met liefde en geduld met ander te kan klaarkom. Leer ons om te bid, help ons om die regheid en nou pad te stap na die ewige lewe. O Vader, seën ons vandag met U genade en U liefde. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.